Goeiemôre, baie welkom by ons erediens van 27 Junie 2021. Kan jy glo dat ons is al by die laaste Sondag in die helfte van die jaar? Ek dink met alles wat gebeur met die pandemie, verloor ons tred met tyd en ek wil begin om vir almal wat siek is, vanmôre in jou familie en vriendekring en groter werksomgewing, regtig net te sê innige simpatie. Ons word gebombardeer deur afsterwes, mense wat dit nie maak nie, en ons wil graag hierdie erediens ook wy aan hulle en te sê dat ons dink verskriklik baie as 'n gemeente aan julle wat mense aan die dood afgestaan het in die tyd, en dat ons weer eens net ons hand uitreik en sê, julle moet asseblief met ons kommunikeer, ons is gewillig, ons is reg om julle te help, julle by te staan, te ondersteun. Daar sal later 'n bietjie meer inligting ook daaroor volg. Maar vir die begin wil ek net hê ons moet regtig net dink aan die mense wat tans in paniek is, in krisisse is en wat regtig net baie hartseer beleef. En daarom wil ek graag vra dat daar waar ons sit, daar waar jy ook al is in die wêreld, baie welkom en kom ons sluit ons oë en dan vra ons vir die Here om sy genesingswerk te doen soos wat net hy deur die Gees kan doen. Drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons begin hierdie erediens, ons sit dit voort en ons sluit dit af in U naam. U is die enigste Here van ons lewe en ons weet as ons oë opslaan na die berge, omdat daar krisisse is in ons lewens, weet ons waar ons hulp vandaan kom. En ons vra dat U hulp vandag aan mense sal gee wat dit nodig het, mense wat familie en vriende, kollegas aan die dood afgestaan het, dat U hulle sal troos, dat U hulle sal bemoedig, maar bovenal dat U hulle nuwe hoop en energie sal gee om voort te gaan en voort te leef, om die goeie dade te doen waarvoor U ons gered het. En dan die wat siek is, bid ons as dit U wil is, dat hulle behandeling sal kry, die regte behandeling, dat hulle kalm sal bly, op U sal vertrou, en as dit U wil is, Here, dat U hulle sal genees. Dankie dat U die groot geneeser is en dat daar deur U wonde vir ons genesing gekom het. Ons vra dit in die mooiste naam in die hemel en op die aarde, Jesus Christus die Here. Amen. Ek groet U genade en vrede van God jou Vader en van sy Seun Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Ja, baie welkom by my huis. En ek wil juist hier kom sit vanmôre met die opneem van hierdie erediens, omdat ek vir julle 'n storie wil vertel van 'n man en sy huis. Maar die bietjie agtergrond voor ek die storie vertel is dat Jesus vertel hierdie storie vir twee prominente groepe wat eintlik teenoor mekaar gesit en gegrom het. Aan die een kant het ons die Fariseërs en die skrifgeleerders, die goeie ouens, die regte ouens, die korrekte ouens, en aan die ander kant het ons die sondaars en die tollenaars, die verkeerde ouens, die ouens wat gediskwalifiseer word deur hierdie groep. So hierdie twee groepe sit in grom en dan staan Jesus in die middel en dan vertel hy 'n storie van 'n huis. Hy sê, 'n man het twee seuns gehad. En dan vertel hy die storie van 'n jongste seun wat na sy pa toe kom en sê, gee my erfdeel, en dan gaan hy na 'n ver land toe, hy leef 'n wille lewe, beland in 'n varkhok, kom tot inkeer en insig, kom terug na die huis toe, waar die goeie broer, die oudste broer, agtergebly het, die hoor van die groot partytjie en feesviering van die jongste wat weg was en nou terug is, of soos die pa sê, wat dood was en nou weer lewend is, en hy bitterlik kwaad daaroor. En die storie eindig waar hy net kwaad bly. Amper soos die vuurtjie nou hier. Daar het 'n vuur van woede in hom gebrand. Nou, dis eintlik nie 'n mooi storie nie. So dis 'n storie wat Jesus vertel, wat eintlik die storie van die gemeenskap was, waarin Jesus geleef het, met hierdie twee groepe mense, oudstes en jongstes. Maar dis ook 'n storie van jou en my huis. Want hierdie storie wat ons vanmôre gaan hoor, speel af in elke huis. Hierdie storie in hierdie huis is 'n hartseer storie. Dis 'n storie vol pyn, dis 'n storie vol ongelukkigheid en dis 'n storie vol disfunksie op 4 vlakke. Daar's 4 sentrale temas in hierdie storie
En dink bietjie of hierdie goed nie dalk, hierdie 4 goed nie dalk in jou huis ook afspeel en in hoe mate dit al afgespeel het en wat die gevolge daarvan was in jou huis, want in hierdie huis het al 4 definitief ook al afgespeel. So die 4 temas waarna ek vinnig vanmôre met u wil kyk uit hierdie storie van 'n man wat 2 seuns gehad het, is verwerping, kinderwetywering, erfdeling en geboortereg. Nou kom ons spring sommer in by verwerping. Wat is verwerping? In kort is verwerping die volgende. Dis wanneer iemand die gevoel kry, of wanneer iemand dink, dat hy nie aanvaar word nie. Dat hoe hy is nie reg is nie, dat hy verkeerd is of sy. Dat jy nie liefgehê word vir wie jy is nie. Dalk oor jou seksualiteit, dalk oor jou liggaamsbou, dalk oor jou intellek, dalk oor jou persoonlikheid, jou voorkoms, maar dat jy die gevoel kry, jy word nie liefgehê nie, jy word nie aanvaar nie, jy word nie erken nie en gewaardeer nie. Dis gevoelens wat jy kan kry, dat jy tekort skiet, dat jy aan die kortste end trek. Mense wat verwerp voel hulle trek aan die kortste end. Hulle voel hulle is unwanted. Mense wil hulle nie eintlik hê nie, hulle word daarom eintlik uitgesluit, verstoord, hulle voel nie hulle behoort nie, hulle word afgekeur. En mense wat verwerp voel, is mense wat ook veroordeel word. Hoeveel veroordeling is daar nie in huise dalk nie? 'n gevoel van minderwaardigheid, 'n gevoel van twyfel en 'n swak selfbeeld in jouself, voel ek is 'n nobody. En dan mense beleef ook verwerping wanneer hulle geboelie word, gespot word, geshame word, gelos word, geskei word. Wanneer mense nie aangeraak en omhels word nie, voel jy ook verwerp. Kom ons kyk hoe speel die tema van verwerping in hierdie storie af. Dit begin met 'n jong seun wat die pa verwerp. Dit was ongehoord en tot vandag toe is dit ongehoord dat 'n kind vir 'n ouer sal sê, gee my erfporsie, terwyl jy lewe. Want daardeur sê jy eintlik, ek wil jou dood hê. Ek gee nie om oor nie. Dis al die definisies wat ons nou van verwerping beskryf het die pa ervaar met die jong seun. En tog sien ons, hy gee dit vir hom. Maar die punt is, hoekom wil die seun weggaan? Hoekom wil hy nie in die huis bly nie? Ja, skrywers oordeel dat daar sterk verwerping van die oudste seun teenoor die jongste seun was. Dat die oudste seun die jongste verskriklik verwerp het en dat die jongste al hierdie beskrywings ook ervaar het in sy lewe vanaf die oudste seun af. En waarop hulle dit baseer is dat oudste seuns, en ons gaan nou kom by geboortereg, oudste kinders in hierdie tyd was verantwoordelik vir die kinders. Hulle moes na die kinders kyk, want daar was baie kinders gewees. So wat die regte ding sou wees is, as 'n kind die huis sou verlaat of weghardloop, sou die oudste hom moes gaan haal het. So mense oordeel, die feit dat hy nie agterop aangegaan het nie, sê dat hy nie van hom gehou het nie, dat hy hom verwerp het, dat hy bly was dat hy nie daar was nie. So erge verwerping wat daar tussen die 2 broers ook was. Dan is die jongste terugkom, en hy word deur die pa teruggeneem, en hy word bederf, dan is die oudste baie kwaad, en wanneer die pa uitgaan na hom toe om met hom te praat, om hom tot inkeer te bring, dan beleef die pa ook verwerping van sy oudste seun af. Want in die publiek met mense om hom het hy as het ware op sy pa gegil. Hoe kan jy dit doen? Ek leef so goed en ek so gehoorsaam en jy het my nog niks beloon nie, jy gee my geen erkenning nie, ek kry niks van jou af nie, maar hierdie sleg seun van ons, van jou en broer van my, word net ontvang. So die pa moes baie erge verwerping ook deur hierdie oudste seun beleef het. So ons gaan bietjie later weer daarna kyk na die storie van verwerping, maar dis die eerste tema wat baie duidelik in hierdie storie uitspeel in die huis. Die tweede tema wat uitspeel hier is baie sterk kinderwetywering, kinderkompetisie op die pa se aandag, die pa se liefde. Daar's baie erge jaloesie in hierdie storie tussen die kinders. Dat een dalk voel, maar jy's pa se witbroodjie. Daar's favoritism. Daar's 'n gevoortrekkery in die huis. Een kry meer as die ander een. Ja, die reëls was nie so streng in daai tyd nie, maar nou kan hierdie net eintlik doen wat hy wil. So daar's baie sterk wetywering, ongelukkigheid, jaloesie, konflik, voortrekkery,
witbroodjie wees, om die pa, en om die teenoorgestelle van verwerping, is om aanvaarding te kry, is om erkenning te kry, is om geliefd te voel, is om spesiaal te voel, en kinders kan baie keer met mekaar in dit beklei, en daarom met mekaar veg. Mens dink byvoorbeeld aan die storie van Esau en Jakob, wat so met Isak hulle pa omgaan, en dat het tot verskriklike erge goed lei, hierdie wetywering. Ek bedoel, Jakob word gebore met sy hand aan die enkel van sy broer, wat al klaar iets van hierdie wetywering, kompetisie en jaloesie eintlik verduidelik. Jy dink aan Kain en Abel, die eerste kinders. Kyk die woede van Kain, wat sê, maar Abel word voorgetrek. Ek trek in die kortste end. My goed word nie geseën nie, maar syne word geseën. En die verskriklikheid wat daai tot gevolg het, dat hy self sy broer doodslaan. En is wetywering in 'n huis kan tot daar eindig, dat ons mekaar letterlik doodmaak, 'n verhouding doodmaak, kommunikasie en liefde doodmaak, en maak ons mekaar nie fisies met die vuis dood nie, maar dat daar 'n doodsheid in 'n huis kan wees, oor hoe kinders en ouers met mekaar kan omgang in 'n huis, as daar nie reg en regverdigheid geskied nie. Volgende, die derde een is die kwessie van erfdeling. Nou, die kind kom en hy sê, gee my deel wat my toekom. Nou, vir 'n begin wil ek graag sê, dis nie 'n Bybelse beginsel dat kinders moet erf nie, en dat ouers hulle dood moet werk, sodat hulle kinders hulle goed kan hê nie. Een van my professors in my doktersgraad het vir my gesê, hy dink is 'n baie onbybelse ding, en hy en sy vrou gaan niks vir hulle kinders agterlaat nie, want hulle moet hulle eie potjies krap, want die hoeveelheid ongelukkigheid en die magdom van konflik, wat erfdelings en porsies tot gevolg het, boedels, is verskriklik. In Christenhuise, in goeie huise, waar een of albei van die egpare sterf, die verskriklike onreg wat daai erflating dalk tot gevolg kan hê. Kinders wat voel hulle word te nagekom, ander word voorgetrek, weer eens. Ek kry die minste, hoekom kry hy dit, hoekom kry sy dit? En hoeveel konflik daar nie is nie, wat tot in die howe beland, waar mense mekaar dagvaar oor erfdelings, en huise en families wat uit mekaar uitskeer oor die hoeveelheid gevegte, dat mense mekaar letterlik te lyf sal gaan oor die erfporsies. En is dit 'n baie sterk tema hier, want die oudste seun op die einde voel baie ongelukkig, want toe die jongste nou sy goed gekry en gegaan het, toe hy moes nou alles gekry. En hy was bly daaroor, want dis nou syne. En dit moes in die tyd ook nog meer geword het en geakkumuleer het. So toe die pa die jongste weer terugvat, toe is dit amper alweer van, nou verloor hy wat hy het, en hy is woedend daaroor. So mens kan ook baie erge vorme van materialisme en by die oudste sien, van ek wil hê, en dis myne, dis alles net myne, en dis presies wat met Kain gebeur het, en dis hoekom Jakob vir Esau bedrieg het op die einde. Hy wou dit ook gehad het, die seun van God. En dit bring ons dan by die vierde onderwerp, en dit is die van geboortereg. Nou die geboortereg het baie sterk uitgespeel in die Bybelse tyd. In ons tyd dalk nie so erg nie, maar oudstes het groot verantwoordelikhede gehad, dan die kinders daarna almal, en daar is baie studies gedoen oor geboortereg en definisies gegee aan hoe sou oudste kinders se persoonlikhede wees, hulle geaardhede wees, tweede kinders in wees, derde kinders of jongste kinders of alleen kinders, maar wat in die storie vir my belangrik is dat die oudste kind voel, die jongste word as het ware as oudste behandel. In die klere wat hy kry, die ring wat hy kry, die skoene wat hom aangetrek word, die vetgemaakte kaal wat vir hom geslag word, is alles goed wat hy ervaar, wat eintlik die oudste toekom. En dat die jongste ook eerste geërf het, was 'n sterk bedreigende ding vir hom, oor dat, hoekom erf hy nou, en hoekom erf ek nie? So, die hele ding van die geboortereg, is 'n baie belangrike tema hierso, wat hanteer word. So, wat kan ons uit hierdie storie leer? En kom ons sluit dan hierdie erediens daarmee af. Ek dink hierdie erediens leer vir ouers iets baie belangrik en diep, en ek dink hierdie storie leer vir kinders iets baie belangrik en diep. Kom ons begin by ouers. Wat sou hierdie storie vir ouers en ouerskap leer? Ouers, die beste geskenk wat julle vir julle kinders kan gee, is nie geld nie, is nie besittings nie, is nie materiële goed nie. Die beste ding wat julle vir julle kinders kan gee, is konneksie.
is verhouding. Die beste ding wat 'n pa en 'n ma vir hulle kinders kan gee, is om met hulle kinders te kommunikeer en met hulle kinders na hulle kinders te luister. Want as hierdie huis van 'n man met 2 seuns, die issues wat daar was, wat ons nou behandel het, kon bespreek het, sou dit baie anders kon uitgespeel het. As hulle die hele issue van verwerping met mekaar kon bespreek het met die pa, en as die pa kon luister hoe die oudste seun voel, en hoe die jongste seun oor die oudste broer voel, en hulle sou dit met mekaar kon hanteer het, sou dit 'n baie anderste huis gewees het. Hierdie huis is soos baie huise. Hy lyk op die oog af baie gelukkig, en asof alles in die huis goed gaan. En ons almal se huise lyk mos so, maar ons weet almal van die olifante binne in die huis. Ons almal weet dat hierdie 4 topics speel maar binne in ons huis ook af. Dat daar erge vorme van verwerping onder mekaar en veral van kinders teenoor ouers ervaar word. Dat die hele kwessie van kinderwetywering baie ongelukkigheid in huise bring. Die kwessie van geboortereg en dan ook van om te kry. Van wie kry wat, die erflating. Nie net wanneer jy doodgaan, maar ook maar wie kry wat in die huis. Want baie kinders voel, daai kry baie meer as ek en soveel. So ek dink die beste ding wat 'n ouer vir sy kind kan doen, is om met sy kind te praat oor die kind se emosies. Want ouer, al voel jy die kind dink verkeerd oor dat hy of sy verwerp word deur jou, of die kind dink verkeerd dat jy hierheen voortrek en daai jy nie voortrek nie, is dit vir daai kind reël. Die kind blaas dit dalk op, en kinders, ons gaan nou by julle kom, maar die grootste fout wat julle kan doen is om dalk nie julle gevoelens en julle gedagtes, julle denke oor hoe ek in die huis behandel word, deel nie. Maar as dit ware dit aanvaar net as die waarheid, en hoeveel mense word, selfs ou mense, wat hierdie gevoelens het van, ja, julle wou my nie gehad het nie, ja, my ma wou eintlik 'n seun gehad het en nie 'n dogter nie, ja, ek is nie reg soos wat julle my wou gehad het, en loop jy met daai goed in jou kop, en it weighs you down vir die res van jou lewe. Maar jy deel dit nie, jy toets nie, is dit werklik die waarheid? Stem pa of ma saam, jy weet, of maak jy die goed dalk in jou kop op? So ek dink die hele kwessie van, kom ons deel met mekaar, dis hot topics, wat dit tot gevolg het, maar die vrymaking, die nabyheid, die intimiteit wat dit tot gevolg het, is fenomenaal. So dalk is daar topics uit hierdie 4 het, wat kinders en ouers mekaar moet hanteer en met mekaar moet bespreek. Ouers, dan is dit 'n baie belangrike ding, en dit is dat julle moet waak om met die kind wat jy 'n geneigtheid het om mee te kan connect oor sy persoonlikheid of belangstelling of geaardheid of dalk ouderdom, onbewuslik dalk favoritism toepas en onbewuslik eintlik hom as 'n witbroodjie behandel. En daai onreg is verskriklik in 'n huis. So ouers sal baie mooi moet kyk na hoe dat ek almal reg en regverdig hanteer met my liefde, met my aandag, met my tyd, met wat ons vir hulle gee, het geleenthede, besittings, reëls, dissipline, dat dit konsekwent deurgetrek word, sodat jy as ouer nie die oorsaak is dat jou kinders mekaar haat en in woede en in wraak met mekaar saamleef. En soos Kain en Abel en soos Jakob en Esau allerhande slinkse plannetjies van bedriegery doen, omdat jy op 'n verkeerde manier vir hulle hanteer. Ouers, dan ook die kwessie van die erflating. Ek dink dit is so belangrik dat as jy iets het wat jy vir julle kinders wil nalaat as jy nie meer hier is, dat jy dit baie verantwoordelik sal doen. Dat jy kundige mense sal gaan sien daaroor, met hulle daaroor sal praat, sodat dit regtig regverdig 'n regverdige verdeling sal wees. Want wat help het jy leef jou hele lewe deur en dit wat jy nalaat veroorsaak 'n oorlog tussen jou kinders en net soveel hartseer en pyn. En al is dit dan die beste om alles tot niet te maak en net die uiteinde bedrag net te deel tussen jou kinders, is dit ook even beter. Ek weet nie wat is vir jou die regte ding nie, maar ek kan vir jou stories op stories vertel van gesinne en huise en families wat uit mekaar geskeur is oor 'n boedel, en kinders wat nooit weer met mekaar praat nie. En dan kom die teks by op soos, wie sy broer haat, hoe kan jy sê het vir God lief? Jy weet so, ons moet nie dit stook by ons kinders nie, ouers. Verder, ouers, dink ek is dit baie belangrik dat ons kinders die gevoel gee van aanvaarding. Dat ons
dat ons jou verwelkom het, dat ons opgewonde was oor jou en wie jy is, dat ons kinders konstant sal oortuig en hulle sal bombardeer met ons aanvaarding en ons erkenning, en dat ons gereeld hulle sal vat, hulle sal aanraak, hulle sal kaddel, sal druk, selfs al is hulle groot mense, wil ek nog steeds sê, dat my pa my moet druk, of dat ek my pa koebaai soen, daai konneksie, dit kommunikeer net so baie, en dat ons met liefdevolle oë na mekaar sal kyk, en dat ons geduldig sal wees, ouers, met ons kinders, in ons huise. So, ek dink ons moet oor ons pyn, en oor ons rou, en oor ons seer, met ons in die huise, ouers, en maas, met ons kinders, daaroor gesels. Ek dink dit is die les, wat regtig daaruit ook voorkom vir u vandag, in die huis. Dan ouers, ek bedoel kinders, weet julle wat is die beste geskenk wat julle vir julle ouers kan gee? Psalm 133, hoe goed en hoe mooi, hoe awesome is dit nie, as kinders eensgesind in 'n huis in vrede kan saamleef. Dit is soos die olie wat van die hoof in die baard van 'n Aaron afdrup. Kinders, die beste ding wat julle vir julle ouers kan gee, is om nie in jaloesie, en in kompetisie, en in wetyvering met mekaar te wees. So kinders, julle moet julle self nie te ernstig opneem nie. Julle moet nie narcisties en egoïsties leef, en as dit ware julle kwaad is oor wat jy nie kry nie, of wat die ander een sou hê nie. Wat jou pa vir jou gee, gee hulle vir jou uit liefde uit. Aanvaar dit. Jy het geen reg op niks nie. En daarom is dit so belangrik vir my om vir jou te sê, dat julle moet doen wat God vir Kain sê om te doen, en wat die pa vir die oudste seun in hierdie storie ook sê om te doen. En nou kan julle sien, dis eintlik dieselfde storie. Die storie van Kain en Abel, en die storie van 'n pa wat 2 seuns gehad het in Lukas 15, is eintlik maar dieselfde storie. Maar dis 'n storie van jou en my ook. God kom na Kain toe en sê, heers oor jou gevoelens. Want hy vra, hoekom is jy so kwaad, hoekom is jy so verbitterd, hoekom is jy so jaloers, hoekom is jy so in kompetisie met jou broer? Heers daaroor. Met ander woorde, neem beheer daarvan, moenie laat dit jou beheer nie, want as dit eers in jou inkom, in jou beheer, dan lei dit tot verskriklike destruktiewe gedrag tussen jou en jou broers. So dit is 'n konstante proses van vergifnis. Kinders sal konstant hulle ouers moet vergewe vir die onreg en die verkeerd wat die ouers dalk in hulle gedoen het. Kinders sal konstant mekaar moet vergewe en na mekaar toe moet uitreik en oorloop na mekaar toe om in vrede en in harmonie met mekaar saam te leef, want dis wat die woord van God van Christene verwag. In Johannes 4 sê dit pertinent, dat jy kan nie sê dat jy 'n kind van die Here is, en dat jy vir God lief het, met jou hart en jou siel, soos die gebooie wat Zak verlede week gepreek het, maar jy haat jou broer, jy verag jou broer, jy is 'n kompetisie en 'n wetyvering met jou broer nie. Nee, ons moet op 'n punt kom waar ons voel, ons verdien letterlik niks. Alles wat ons ontvang van ons ouers af, is genade, en ons moet dit aanvaar. En dit is waarom ons vanmôre dan ook die wonderlike sakrament van die nagmaal kan bedien, wat vir ons kom vertel van 'n broer, wat ons almal se broer is, ons oudste broer, Jesus Christus, wat sy vader se huis verlaat het, om die oudste broer te kom wees op aarde, wat die oudste broer in die Lukas storie nie kon wees, om ons te kom soek wat verlore is, om ons wat uitgesluit en verworpe voel, deur God en deur mense, te aanvaar en nader te trek, en kom in intimiteit en verhouding met ons te bou. Jesus wat verwerp word deur die wêreld. Ons lees hoeveel keer dat hy in sy eie dorpie Nasaret verwerp is. Dan lees ons dat hulle hom sommer van 'n kraans afgegooi het. Dis hoe ver die verwerping gegaan het, hulle wou hom eintlik doodmaak. Sy eie broers en susters het hom verwerp, deurdat hulle hom gaan haal het iewers en gesê het, maar jy's 'n mal mens. Of iemand het sê hy's 'n mal mens, is om hom te verwerp vir die mens wie hy is. Jesus het verwerping geken. Die ultimate verwerping was aan die kruis, as hy uitgil, my God, waarom het U my verwerp? En sterwe hy, sodat ek en jy nooit deur God verwerp sal word. En sterwe hy, sodat ek en jy nooit sal voel en dink, ons word deur God verwerp nie. Want weer kan ons koppe ons die gevoel gee, God het ons verlaat, terwyl dit nooit die waarheid is. Ons moet dit toets met God. En hoe kan ons dit toets? Met God se woord. God wat sê, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Hou moed, ek is by jou, al is jy in die ergste storms en krisis, en al gaan jy innerlik deur baie moeilike tye, oor jou huis en oor die rangorde van jou kind wees,
moet jy weet dat God by jou in daai stryd is. En dat God wil hê jy moet daaroor heers. Hy wil nie hê dit moet jou beheer nie, want dit het net negatiewe en destruktiewe emosies en aksies tot gevolg. So, wanneer ons sit aan die nagmaalstafel, dan spreek die brood en die wyn van gebreek, van sterwe, 'n koringkorrel, 'n druiwekorrel, gepars. Dit sou iets beteken van ons moet in ons eie egos ook soms breek. En dit wat ons onsself so belangrik ag en baie keer so jaloers kan wees en dat ons alles dalk wil hê en so ongelukkig is oor wat ons nie kry nie, dat ons daan sal sterf. Dat wanneer ons na 'n nagmaalstafel toe kom, ons onsself sal losmaak, leegmaak van hierdie goed. Dat hierdie goed nie in ons sal kleef nie, maar boonbehalwe dit. Mens kan nie saam met iemand eet as jy kwaad is. En kyk maar bietjie as mense kwaad is vir mekaar in 'n restaurant. Hulle praat nie met mekaar nie. Hulle sit eintlik al soms so weg van mekaar. Dis verskriklik moeilik om saam met iemand te eet van wie jy nie hou nie, van wie jy haat, met wie jy in kompetisie is of in jaloesie is of vir wie jy net kwaad is. En daarom dis hoekom Jesus die nagmaalstafel kom instel vir ons as sy kinders en sê, maak eers vrede met mekaar voor julle saam eet van die brood en drink van die wyn. Laat dit 'n viering wees van die vergifnis en die genade wat julle vir mekaar gegee het en dat julle in eensgesindheid en in harmonie met mekaar sal lewe. Want die wêreld daar buite is vol onreg en die wêreld daar buite is hard en ongenaakbaar. Huise is die plek waar ons mekaar moet bou en waar ons mekaar moet versterk en waar ons mekaar moet bemoedig en inspireer om uit te gaan daar buite in 'n koue, kille wêreld waar God se waardes nie geld nie. En waar ons seer kry, moet die huis die plek wees waar ons genees kan word, waar ons wonde gelek kan word, waar ons vertroos kan word, waar ons voel ons behoort, waar ons voel ons kan onsself wees, waar ons geliefd voel. En dis die teken van die nagmaal wat God vir ons wil kom sê. Ek aanvaar jou, jy is geliefd, jy is my kind, ek juig in stilte oor jou, ek is opgewonde oor jou, en dat die brood en die wyn vanmôre iets van 'n ander kant af, van 'n God, wat die huis verlaat het om ons te kom soek, om ons terug te bring, en dit het sy lewe gekos. En wat dit ons ook al sal kos, dat ons sal vrede maak in ons huis, dat ons in hierdie 4 onderwerpe met mekaar sal kommunikeer en met mekaar belydenis kan doen, kan sê ek is jammer, dit was nooit my intensie nie, of ek het dit opsetlik gedoen, en dat ons net kan sê jammer, en vergewe my, en laat ons hierdie temas van verwerping en van wetywering om aandag en om liefde en die hele kwessie van geboortereg, dat ons dit mooi met mekaar sal hanteer, selfs wanneer ons nou by die nagmaalstafel is. So, dalk is dit nodig dat julle vir 'n oomblik dalk miskien met mekaar eers moet gesels, voor jy eet van die brood en drink van die wyn, en dalk op hierdie tyd, het jy dalk nie jou brood en jou wyn ook by jou nie, so ek gaan nou geleentheid gee, dat ons gaan luister na 'n pragtige aanbiddingslied. Is 'n Engelse lied wat sê, Draw Me Close to You. En dis 'n lied wat net sê, dat God het so naby aan ons gekom, dat ons sy omhelsing letterlik aan die kruis, deur die gees wat nou in ons harte woon, kan voel. En dat wanneer ons naby aan God is, dan kan niks met ons verkeerd loop nie. Dan kan ons in die ergste storm, vrees, krisis, siekte wees, maar daar sal 'n innerlike vrede en 'n hoop in ons lewe deur hom wees. Want ons moet oppas dat ons nie mismoedig en moedeloos raak in die tyd, en laat ons alle hoop verloor nie. Hoop is 'n baie sleg ding om te verloor, en al hoe jy hoop kan terugkry, is wanneer jy die lewende hoop weer opstaan in jou hart, want hoop kan nooit weg nie. Hoop kan dalk miskien doodgaan, maar soos Jesus die dood oorwin het, kan hoop ook weer opstaan in jou lewe. En dis wat vir ons die nagmaal het, is om net vir ons weer hoop te gee. Hoop vir 'n beter huwelik, hoop vir 'n beter huis, hoop dat kinders beter oor die weg sal kom, hoop dat kinders vrede sal maak, hoop dat kinders mekaar sal aanvaar, hoop dat kinders wat hulle kry en hoe ouers met hulle sal aanvaar, dat kinders die gedagte en die denke sal hê, dat hulle ouers vir hulle baie lief is, dat hulle ouers opgewonde is oor hulle, oor die mense wie hulle is, al is ons nie dieselfde nie, aanvaar ons mekaar. So, gaan kry vir julle brood, gaan kry vir julle sap, as julle wyn in die huis het, kan julle dit ook gebruik, en vir die wat agterbly, luister lekker na die lied, laat die lied sommer speel in die huis, terwyl julle die goedjies gaan kry, maar andersins is dit dalk nodig om dalk miskien nou 'n oproep te maak, pause hom dan, en bel 'n kind, en sê, my kind, my seun,
Dalk het jy verwerping vir my af beleef, toe ek 'n tyd lank weg van die huis af was, of nie baie hard gewerk het, en dat jy dalk gevoel het, jy is nie vir my belangrik nie. Maar ek dink ons moet die tough issues met mekaar in hierdie tyd, moet ons met mekaar hanteer, want daar was nog nooit 'n tyd in my lewe waar mense so vinnig doodgaan nie. En as ons nie nou dit doen nie, kan iemand môre dalk nie meer daar wees nie. En dan sit ons met 'n verwyte, wat nog verder in negatiewe emosies is, skuldgevoelens, hoekom het ek nie maar gesê nie, hoekom het ek maar vrede gemaak nie, hoekom het ek maar nie gesê ek is jammer nie, hoekom het ek maar nie gesê ek vergewe jou of vergewe my nie. So mag vanmôre se nagmaal baie intiem wees met mekaar. Ons vier die gemeenskap met die Here, maar die formulier sê ook met mekaar. God wil hê deur die nagmaal moet ons verbind wees aan mekaar, sodat dit hoe goed en mooi is, dat ons eensgesind en in vrede in ons huise sal woon. So luister lekker, en dan doen ons die nagmaal hierna. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else will take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else will take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are here. Liewe kyker, waar jy ook al jouself vanoggend bevind, ek hoop dat jy op 'n goeie plek nou is, in jou hart, met betrekking tot jou huis, die huis waar jy gebore is en groot geword het, die huis wat jy nou inleef, of die huis wat jy dalk nou vir jou kinders skep, dat julle met mekaar
in nabyheid sal leef en in liefde en in eensgesindheid. Want dis waarvoor Jesus Christus na hierdie wêreld toe gekom het. En hy het as ons oudste broer, die nag voordat hy totaal verwerp en verworpe was, het hy brood geneem en dit gebreek en gesê, dink elke keer wanneer julle by mekaar kom en die brood breek, daarin dat ek my liggaam volkome gee om gebreek te word tot versoening, tot vergifnis van jou sonde, van jou gebrokenheid. En dat deur dat jy die brood eet en vol word, jy vol sal word van my genade en vol sal word van my aanvaarding, my vergifnis en my liefde vir jou. Neem, eet dit, dink daarin en glo dit. Nadat hulle almal wat aan tafel was, lekker van die brood geëet het Jesus, wat gebruiklik was vir wyndrink, omdat hy daardeur as symbool sê dat sy God is die God van die fees en van feesviering, en dis hoekom ek meer wyn gemaak het by 'n bruilof, om daardeur te wys dat God se genade is oorvloedig, en dat sy liefde vir ons is oorvloedig. Het Jesus dan die wyn geneem, en hy het dit geskink in 'n beker, en vir hulle gesê, elke keer as julle wyn drink, dink daaraan dat my bloed vergiet sal word, omdat ek verwerp word, omdat die mense van hierdie wêreld my nie aanvaar as die een wat verlore is, die wat verkeerd is, die wat opgevoeder het, soos die jongste, weer sal terugneem in my Vader se huis nie. Mense is kwaad daaroor, mense wil nie hê die moordenaar in die kruis moet hoor, vandag sal hy saam met my in die paradys wees. Ons wil maar voel, ons verdien elkeen, moet ons plekkie in die hemel maar verdien. Alhoewel ons sê, ons glo in genade, is ons maar bietjie nie lekker is, daai verkeerde ou, of die boosaard, of die skurk, as hy in kan kom nie, as hy kwytgeskeld kan word. En daarom moes hulle vir Jesus doodmaak, want hy het die verkeerde mense toegang gegee. Hy het die verkeerde mense op die plekke gesit, waar ander mense gevoel het, hulle hoort. En hulle weer, wat reg probeer doen het, deur hulle goeie dade in die navolging van die wet, het weer gevoel, maar hulle word nou verwerp, hulle dade word verwerp. En is Jesus se bloed 'n teken van dat God deur Jesus almal wat dit nie verdien nie, en selfs die wat dink hulle verdien het, dat dit ons vry maak. En dat ons vry moet word om onsself te probeer red, of God se guns te probeer kry. En dat ons vry moet kom om mense te oordeel en te veroordeel as hy gaan hel toe of sy gaan nie, of hy gaan hemel toe of hy leef verkeerd. Dat ons vry sal kom, totaal en al vry sal kom en met 'n goddelike mindset sal lewe, van dat elke mens met wie ons te doen kry, veg 'n stryd. Elke mens struggle met iets. En ons moet met meer deernis na mense kyk. En ons moet baie meer 'n openheid hê om mense te verwelkom. Al is hulle anders as ons, al verskil ons van hulle. Want dis wat Jesus kom doen het. En dis wat die bloed doen. Dit kom versoen ons. Dit kom maak ons vry. Dit kom vul ons vol vreugde. Neem vanmôre die sap of die wyn. Dink daaraan en glo dit as jy dit drink, dat dit gegiet is vir jou en my en vir elkeen van wie jy ook dink dit dalk nie verdien nie. Here, so met al die smake in ons monde waar ons ook al sit in die wêreld, wil ons U vanmôre dankie kom sê vir hierdie liefdesmaaltyd. Dankie dat U as ons oudste broer hierdie tekens kom instel het om ons in ons huise te help. Dat 'n pa wat seuns het, of 'n pa wat dogters het, 'n ma wat 'n dogter of 'n seun het, en in 'n huis saamleef, dat dit 'n goeie plek sal wees. 'n Plek van formering waar ons mekaar vorm en beter maak. 'n Plek waar ons mekaar kan uitlanseer in die wêreld in, om daar ook goeie lewens en dade te gaan leef, en vir huis 'n plek sal wees waar ons kan terugkom en ons batterye kan volmaak, en waar ons net geliefd kan voel, en waar ons hoop versterk kan word soos hierdie vuurtjie, aangevuur sal word soos die Bybel sê, dat ons liefde moet aangevuur word vir die mense rondom ons, en die omstandighede waarin mense hulle bevind. Here, daar is soveel plekke waar ons vandag kan help. Daar is soveel nood in die wêreld vandag. Kom bevry ons met die smake van die wyn in ons mond nou van 'n selfsugtige lewe.
'n lewe wat net gaan oor my, soos die oudste seun. Maar dat ons almal sal uitgaan en die jongste sal gaan soek, waar hulle ook al in die varkhokke van die lewe is, of hulle siek is en of hulle arm is, en of hulle rou oor mense wat dood is, dat ons mense sal gaan haal en hulle die liefde van 'n hemelse Vader sal gee. Help ons daartoe en dankie vir 'n wonderlike dag wat ons saam met mekaar met hierdie erediens kon beleef het, en wees ook met ons nou as ons van hier af weggaan. Amen. Vriende, ons leef maar in moeilike tye in die gemeentes, en ons wil graag vir u vra om gehoorsaam te bly wees met die gee van u dankoffer, en 'n spesifieke dankoffer, want dis om dankie te sê vir dit, wat ewigheidswaarde gaan hê eendag in my lewe. So baie dankie vir die wat regtig getrou gee na ons bankrekening toe met elektroniese oorbetalings, vir die wat Pay2Day nog steeds dalk gebruik, wil ons net regtig baie dankie sê, want ons kan nie 'n gemeente wees wat hierdie ongelooflike dienste lewer wat ons tans lewer, as ons nie dit het nie. Daarvoor wil ons net vir u baie dankie sê. As jy nie ons bankbesonderhede het nie, jy kan ons op ons webblad kry, jy kan ons bankbesonderhede op ons webblad kry, jy kan kontak met ons maak op ons webblad, ons sal graag jou reaksie wil hoor oor ons eredienste, en as jy aanbevelings het of idees het wat jy dink ons nog as leraars uit Eros gemeente kan doen, voel vry, ons is regtig verwelkomend daarvan. Want ons weet ook maar nie altyd wat die regte goed is om te doen nie. En ons hoor ook nie altyd van die nood nie. So dankie as julle ons ook bel en sê, het julle gehoor van die of van daai, dat ons net ten minste in kennis gestel kan word. Verder kan julle regtig op ons afkondigings en op die Eros flits, wat Marco altyd so mooi uitstuur, kan julle sien ook daar, oor wat se dienste ons werklik aanbied, en waarvan julle regtig ruim gebruik kan maak. Geseënde dag van u en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God jou Vader en die gemeenskap van God se Heilige Gees saam met ons elkeen wees en bly tot ons mekaar weer sien. Amen. Geseënde dag verder. NG Eros, Christus alles en in almal.